Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgelees deur Marlena Nel. Woensdag 17 Desember. God se toren. Kom ons open met gebed. Liewe Vader, ons sê vir U baie dankie dat U ons gelei het tot vandag toe, waar ons nog 'n studie het om te kan bestudeer. Liewe Here, help asseblief en maak asseblief ons harte en ons verstande oop om U boodskap te kan verstaan. Ons vra dit in die naam van Jesus alleen. Amen. Die skrif praat van God se toren en die feit dat hy omwreek oor diegene wat ongeregtigheid bedrywe. Hoe verstaan mens hierdie beskrywings beide in Josua en elders in die Bybel? Ons lees Josua hoofstuk 23 vers 15 en 16. Maar soos al die goeie woorde oor julle gekom het wat die Here julle God oor julle gespreek het, so sal die Here oor julle al die onheilswoorde laat kom, totdat hy julle verdelg het uit hierdie goeie land wat die Here julle God aan julle gegee het. As julle die verbond van die Here julle God, wat hy julle beveel het, oortree en ander gode gaan dien en julle voor hulle neerbuig, dan sal die toren van die Here teen julle ontvlam en julle sal gou omkom uit die goeie land wat hy aan julle gegee het. Ons lees Numeri 11 vers 33. Die vleis was nog tussen hulle tande voordat dit gekou was, toe die toren van die Here alreeds teen die volk ontvlam het, en die Here het onder die volk 'n baie groot slagting teweeggebring. Ons lees 2 Kronieke 36 vers 16. Maar hulle het die boodskappers van God uitgelag en sy woorde verag en met die profeet gespot, totdat die grimmigheid van die Here teen sy volk opgekom het, totdat daar geen genesing meer was nie. Ons lees Openbaring 14 vers 10 en vers 19. Sal hy self ook drink van die wyn van grimmigheid van God, wat ongemeng ingeskink is in die beker van sy toren, en hy sal gepynig word met vuur en swavel voor die heilige engele en voor die lam. En die engel het sy sekel oor die aarde laat gaan en die wingerdstok van die aarde afgeoes en dit gegooi in die groot parskyp van die grimmigheid van God. Ons lees ook Openbaring 15 vers 1. En ek het 'n ander teken in die hemel gesien, groot en wonderlik, 7 engele met die 7 laaste plae, want daarmee is die grimmigheid van God volëindig. Openbaring 15 vers 1. Israel het reeds tydens hul woestynomswerwinge met die Here se toren kennis gemaak en weer in die beloofde land. Josua 7 vers 1 sê vir ons: Maar die kinders van Israel het hulle vergryp aan die bangoed, want Achan, die seun van Karmi, die seun van Sabdi, die seun van Serach, van die stam Juda, het van die bangoed geneem, sodat die toren van die Here ontvlam het teen die kinders van Israel. Josua 7 vers 1. Dat die uitdarting van Jahwe deur die moedswillige verbreeking van die verbond ernstige gevolge ingehou het, van die was hulle pynlik bewus. Met die vrese waarin hierdie onderwerp aangeroer word, bereik die felheid van Josua se toespraak 'n hoogtepunt. Besonder skokkend is die dreigement oor die uitdelg van Israel. Die sinsnede van hierdie goeie grond af het dieselfde gevoelswaarde as die beloofde uitdelg van die Kanaaniete tydens die veroweringsproses. Die Here het gewis sy beloftes betreffende die seun van Israel getrou nagekom, maar net so sal hy die vervloeking soos in Levitikus 26 en Deuteronomium 28 oor Israel bring as hulle teen die verbond sou draai. In aggenome die verdrywing en uitdelg van die Kanaaniete, toon hierdie verse weer eens dat Jahwe as regter jurisdiksie oor die hele aarde het. Hy het oorlog teen die sonde verklaar, waar dit ook al kop uitgesteek het. Let nou weer op die feit dat Israel aan heilige oorloë deelgeneem het.
Daardeur is hulle egter nie heilig gemaak nie en hulle het ook geensins enige spesiale meriete bekom nie. Net so min as wat die heidense nasies hierdie dinge bekom het toe hulle later as Jahwe se roede teen sy uitverkore volk ingespan is. Deur hul vermoë om reg te kies, is Israel by magte om glorieryke sekerhede van die verlede die grondslag van hul toekomsvisie te maak. Met eerste oogopslag lyk dit of die Bybelse leer rakende God se toorn strydig met die verklaring is dat God liefde is. Johannes 3 vers 16 sê vir ons: Want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. En 1 Johannes 4 vers 8 sê ook: Hy wat nie lief het nie, het God nie geken nie, want God is liefde. Tog is dit juis in die lig van God se toorn dat die Bybelse leerstelling oor God se liefde meer relevant as ooit vantevore is. Ten eerste beeld die Bybel die Here as liefdevol en lankmoedig uit. 'n God wat gou is om te vergewe. Eksodus 34 vers 6 sê vir ons: En toe die Here by hom verbygaan, het hy geroep: Here, Here, barmhartige en genadige God, lankmoedig en groot van goedertierenheid en trou. Micha 7 vers 18 lees ons: Wie is 'n God soos U, wat die ongeregtigheid vergewe en by die oortreding van die oorblyfsel van sy erfdeel verbygaan? Hy hou toorn nie vir ewig vas nie, maar het 'n welbehae in goedertierenheid. Binne die konteks van 'n wêreld wat deur sonde aangetas is God se toorn egter te verstaan, want dit is wat gebeur wanneer sy ongeëwenaarde heiligheid en regverdigheid met sonde en boosheid gekonfronteer word. Sy woede is nooit 'n emosionele, vergeldingsbehepte, onvoorspelbare oorreaksie nie. Die Nuwe Testament leer dat Christus sonde vir ons geword het en dat ons deur sy dood met God versoen is. 2 Korintiërs 5 vers 21 lees ons: Want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Romeine 5 vers 10 sê vir ons: Want as ons, terwyl ons nog vyande was, met God versoen is deur die dood van sy seun, veel meer sal ons deur sy lewe gered word, nou dat ons versoen is. Niemand wat in hom glo, hoef eendag voor God se toorn te staan te kom nie. Johannes 3 vers 36 sê vir ons: Hy wat in die seun glo, het die ewige lewe, maar hy wat die seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die toorn van God bly op hom. Ons lees ook Efesiërs 2 vers 3. Onder wie ons almal ook vroeër gewandel het in die begeerlikhede van ons vlees, toe ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen het, en ons was van nature kinders van die toorn, net soos ook die ander. Ons lees ook 1 Tessalonisense 1 vers 10. En sy seun uit die hemele te verwag, wat hy uit die dode opgewek het, Jesus, wat ons van die toekomstige toorn verlos. Die toorn van God is 'n begrip wat hom as die regverdige regter van die heelal aantoon, as die een wat hom vir reg en geregtigheid beywer. Ons lees in Psalm 7 vers 11 die volgende: My skuld is by God wat die opregtes van hart verlos. Ons lees ook Psalm 50 vers 6 die volgende: En die hemele verkondig sy geregtigheid, want God staan gereed om te oordeel. Ons lees en sluit af met 2 Timoteus 4 vers 8. Verder is vir my weggelê die kroon van geregtigheid wat die Here, die regverdige regter, my in die dag sal gee, en nie aan my alleen nie, maar ook aan almal wat sy verskyning liefgehad het.